gemeente, maar ons gaan so 1 of 2 liedere saam sing voordat ons met die diens begin. As Jesus kom op die wolke, dit sing ons dan 2 maal saam.
Goed, Romeine 8 vanaf vers 18. Want ek reken dat die lyding van die teenwoordige tyd nie opweeg teen die heerlikheid wat aan ons geopenbaar sal word nie. Want die skepping wag met reikhalsende verlange op die openbaarmaking van die kinders van God. Want die skepping is aan die nietigheid onderworpe, nie gewillig nie, maar ter wille van hom wat dit onderwerp het, in die hoop dat ook die skepping self vrygemaak sal word van die slawerny van die verganklikheid tot die vryheid van die heerlikheid van die kinders van God. Want ons weet dat die hele skepping tesame sug en tesame in barensnood is tot nou toe. En nie alleen dit nie, maar ons self ook, wat die eerstelinge van die Gees het, ons sug ook in onsself in afwagting van die aanneming tot kinders, naamlik die verlossing van ons liggaam. Want ons is gered in hoop, maar die hoop wat gesien word is geen hoop nie. Want wat iemand sien, waarom hoop hy dit nog? Maar as ons hoop wat ons nie sien nie, dan wag ons daarop met volharding. En net so kom ook die Gees ons swakhede te hulp, want ons weet nie reg wat ons moet bid nie, maar die Gees self tree vir ons in met onuitspreeklike sigtinge. En hy wat die harte deursoek, weet wat die bedoeling van die Gees is, omdat hy ooreenkomstig die wil van God vir die heiliges intree. En ons weet dat vir hulle wat God liefhet, alles ten goeie meewerk, vir hulle wat na sy voorneme geroep is, want die wat hy van tevore geken het, het hy ook van tevore verordeneer om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun, sodat hy die eerstgeborene kan wees onder baie broeders. En die wat hy van tevore verordeneer het, die het hy ook geroep. En die wat hy geroep het, die het hy ook geregverdig. En die wat hy geregverdig het, die het hy ook verheerlik. Nou, ek gaan terug daarna vers 18 toe, en ek gaan net die vers aan die voorhou, ekskuus, nou het ek hier verkeerd geblaai, daarna vers 19 toe, Romeine 8 vers 19, want die skepping wag met reikhalsende verlange op die openbaarmaking van die kinders van God. Dit sal aan ons teks wees, ek gaan vra dat ons dan net tot die Here sal nader, voordat ons dan met hierdie boodskap sal begin. Ons dierbare Vader, ons sê vir U baie dankie vir die voorreg wat ons het, om terug te kyk na 'n jaar wat verby is waarin U vir ons deurgedra het, 'n jaar met onstuimighede, met baie gebeurlikhede, 'n jaar met hartseer, maar ook vreugde en dankbaarheid teenoor U. As ons dink aan hierdie afgelope jaar, Here, waar U hierdie gemeente weer selfstandig gemaak het, sê ons vir U dankie daarvoor. Maar Here, daar lê vir ons 'n onbekende jaar voor. En ons wil as kinders van God hierdie dag in U naam begin. Ons wil na U opkyk. Here, ons wil nie soos die wêreld maar net instorm nie. Ons wil in afwagting van U hierdie pad loop, sodat U verheerlik sal word deur ons lewens. Here, ons weet, ons gaan 'n tyd tegemoet, wat die druk al hoe meer word, wat die goddeloosheid al hoe meer word. En ons kan net vra, Here, dat ons as kinders van God, net ons oë op U sal hou, en waarlik sal weet, Here, U dra vir ons deur, ook in hierdie omstandighede. Dankie, ons kan bid, Here, vir hulle wat nie hier is nie, ons bid vir hulle wat in verlof is, ons bid vir ons herderspaar, wil vra dat U hulle ook sal seën in die tyd waar hulle weg is, waar hulle rus geniet, en dat U hulle veilig sal terugbring, elkeen wat op pad was, wat weer terug moet kom, dat U hulle waarlik sal bewaar op die pad. Here, baie dankie, ons kan dit alles bid in die naam van Jesus Christus alleen. Amen. Nou soos ek gesê het, vers 19, wat ek aan die voorhou, as teks van oordenking, want die skepping wag met reikhalsende verlange op die openbaarmaking van die kinders van God. En dan is die tema van hierdie boodskap ook, die openbaring van die kinders van God. Nou ons is weer eens in daardie tyd van die jaar, wat die ou jaar verbygegaan het, is 'n jaar wat verbygespoed het. Nou, ek weet nie, lyk my hoe ouer 'n mens word, hoe vinniger gaan die jare verby, maar dit het vir my absoluut te vinnig verbygegaan, want die een oomblik dink jy is nog hierso by April, en dan is dit sommer hier Augustus, en dan is die jaar verby. Nou, ons is nou aan die einde van die jaar, en daar lê weer 'n nuwe jaar, 'n onbekende jaar wat vir ons voorlê. In 'n jaar, deur die jare het ek dan ook gemerk, wanneer ons by hierdie tyd van die jaar kom, hier by nuwe jaar, sien ons dat daar verskillende reaksies by mense is. Daar is 'n groepering van mense wat met uitbundigheid die nuwe jaar tegemoet gaan. Deur hulle optrede
wys dit vir ons daarop hulle ingestel is om te vergeet wat agter is en ons het 'n verwagting dat hierdie jaar wat voorlê gaan net 'n goeie en voorspoedige jaar wees en dis uitbundigheid en dis uitbundige feesvieringe. Maar ongelukkig is dit so dat hierdie verwagting sien ons dat hierdie mense wat hierdie so met soveel verwagting partykeer die nuwe jaar tegemoet gaan, dat daardie verwagting hier teen die einde van die dag op die 1 Januarie is daardie verwagting en daardie uitbundigheid, is dit ook al tot niet. Want hoeveel keer het ons gelees dat hulle lewens in skerwe lê, juis as gevolg van hulle uitbundigheid, hulle drinkery en al daardie feesvieringe wat hulle het. Want ons sien op die nuus elke 1 Januarie die aandbulletin wat vir ons opkom. Hoeveel mense het weer gesterf in die dag, ongelukke wat daar gebeur het, onverantwoordelikhede wat mense aangevang het, waarin hulle gesterf het. Maar daarteenoor is daar 'n tweede reaksie, mense wat aan die ander kant van die spektrum staan, wat vashou in die goeie dinge van die verlede, met 'n beklemming om die hart en die onsekerheid vir die toekoms wat dit vir hulle gaan voorhou. En dis die sulkes wat heimlik terugverlang na die goeie verlede en geen positiewe ingesteldheid het op die onbekende wat voorlê nie. Nou God se woord waarsku ook daarteen, want hy sê vir ons in Prediker 7 vers 10, moenie sê hoekom dit dat die vorige dae beter was as die teenwoordige, want nie uit wysheid vra jy daarna nie. Ander woorde, ons moenie altyd terugkyk in die verlede nie. Ons moet vorentoe gaan. Die derde reaksie is daar selfs 'n groepering wat in hierdie feestyd in absolute depressie verval. Mense wat vanweë verwerping, eensaamheid, finansiële nood of wat die rede ook mag wees, absoluut in depressie verval. En ek het die voorbeeld al baie keer aangehaal van die vrou wat ek die eerste week van Januarie, jare terug toe ek evangelisasie gedoen het in die woonstelle hier in Benoni, aan die deur geklop het en hierdie vrou daar aangetref het, haar ma en haar dogter was ook daar, met haar begin praat daar by die deur. En wat hierdie vrou die verhaal vertel het, hoe sy selfmoord probeer pleeg het, want sy het net nie kans gesien vir die lewe wat voor lê nie. Ons dank die Here dat daardie vrou by die Here kon uitkom. Ek het haar enkele kere daarna by 'n winkel gesien waar sy gewerk het. En het sy getuig van wat Christus in haar lewe gedoen het, die blydskap wat sy ervaar het. Maar dit is ongelukkig die 3 groepering van mense wat ons oor die algemeen sien. Nou die rede vir hierdie innerlike verlange na 'n beter vooruitsig, vind ons in God se woord volgens Romeine 8 vers 20 en vers 22. Want die skepping is aan die nietigheid onderworpe, nie gewillig nie, maar ter wille van hom wat dit onderwerp het. Want ons weet dat die hele skepping tesame sug en tesame in baarmoedersnood is tot nou toe. Nou deur die sondeval het daar 'n toestand van onsekerheid oor hierdie skepping gekom, wat aanleiding gegee het tot daardie onsekere hoop vir 'n beter toekoms. Daardie onsekerheid, wat hou hierdie jaar vir ons in? En sien ons, dis ongelukkig alles op die tydelike gerig, want mense se hele denke is op die tydelike gerig. En daarom is ek dankbaar om vanmôre te kan sê, God se woord lig vir ons 'n ander toekomsverwagting uit. 'n Toekomsverwagting wat die kind van God het, met die wete daar's iets beter wat vir ons voorlê. Hoe meer onstuimig die wêreld word, hoe nader is ons aan daardie dag wat Jesus sy bruid gaan kom haal. 'n Dag wat die Here Jesus sy kinders gaan kom haal wat ons by hom kan wees. En daarom het ons nie 'n verlange met 'n nuwe gebruikelike nuwejaarsvoorneme nie, maar dit is 'n verwagting dat kinders van God geopenbaar sal word, want ons gaan by Jesus Christus wees. Ek lees in Romeine 8 vers 19, want die skepping wag met reikhalsende verlanging op die openbaarmaking van die kinders van God. Watter dag is dit? Dit is wanneer Jesus sy bruid gaan kom haal. Dit sal wees die tydperk wanneer die kind van God selfs bevry sal wees van hierdie natuurlike liggaam. Want die Here Jesus gaan ons kom haal. Ons het 'n vooruitsig. Hierdie liggaam wat oud geword het, wat sieklik begin word. Ek het die vooruitsig dat ek Jesus tegemoet kan gaan en dat ek daar in heerlikheid sal wees met 'n nuwe verheerlikte liggaam. Want ek lees in Romeine 8 vers 23 en nie alleen dit nie, maar ons self ook wat die eerstelinge van die Gees het. Ons sug ook in onsself in afwagting van die aanneming tot kinders, naamlik die verlossing van ons liggaam.
Ons gaan 'n nuwe liggaam kry, 'n verheerlikte liggaam. Dit is ons vooruitsig, dit is ons vooruitsig in hierdie dag ook. En ons weet hoe verder ons in die toekoms ingaan, hoe nader is daardie dag. Hier word dus na 'n spesifieke tyd in die toekoms gepraat, 'n tydperk van vrede in hierdie skepping waar die kinders van God saam met die verlosser Jesus Christus vir die 1000 jaar op aarde gaan regeer. Hy gaan sy bruid kom haal en ons gaan terugkom na hierdie aarde waar ons saam met hom as konings en priesters sal regeer. En daarom by baie kinders van God is daar ook hierdie hoopvolle toekoms verwagting wanneer ons aan die begin van die nuwe jaar is, wat ons al by herhaling gehoor het en kom dit ook in ons harte op. Miskien is dit hierdie jaar. Miskien is dit hierdie jaar wat Jesus sy bruid gaan kom haal, want ons sien hoe dinge besig is om te verval. Ons sien hoe profesie in vervulling gaan en daar is 'n verwagting, Here, dit kan dalk in hierdie jaar wees. Niemand ken die dag en die uur nie, maar dis naby. Ons weet Jesus se koms is op hande. En dan weet ons wanneer ons by hom gaan wees in daardie heerlikheid, sal daar selfs in die natuur hierdie absolute vrede en harmonie wees, want ons lees in Jesaja 2 vers 3, die B-gedeelte tot en met vers 4. Want uit Sion sal die wet uitgaan. Ander woorde, Jesus Christus gaan daar in Jerusalem, gaan hy sy troon kom vestig. En van daar sal die wet oor die wêreld uitgaan. Want uit Sion sal die wet uitgaan in die woord van die Here uit Jerusalem. En hy sal oordeel tussen die nasies en regspreek oor baie volke. En hulle sal van hulle swaarde pikke smee en van hulle spiese snoeimesse. Nie meer sal nasie teen nasie die swaard ophef nie, en hulle sal nie meer leer om oorlog te voer nie. 'n Wonderlike tyd wat vir ons in die vooruitsig is, vir die kind van God 'n verwagting. Ons is 'n nuwe jaar in, ons is 'n jaar verder. Jesus se koms is nader as wat ons ooit besef het, want elke jaar wat ons aangaan is dit nader. Maar dit sal ook 'n tyd wees. Ons weet dis op hande. Maar wat hierdie tyd vooruitgaan van Jesus se wederkoms, wat Jesus sy kinders gaan kom haal, weet ons gaan daar 'n tyd wees met 'n definitiewe onderskeid wat na vore gaan kom. Dis goed en reg dat ons as kinders van God 'n verwagting het, maar in hierdie verwagting mag ons nooit uit die oog verloor nie, dat God se woord van 'n spesifieke tydperk praat, wat hierdie tydperk voor Jesus se wederkoms vooraf sal gaan. Nou kom die vraag by ons op, waarvan praat God se woord? Dis 'n definitiewe tyd waar daar onderskeid sal wees tussen die goddelose en die regverdige. En ek wil vir u sê, hoe nader ons aan die koms van die Here is, hoe groter moet die onderskeid tussen kinders van God en die wêreldling wees. 'n definitiewe onderskeid, want ons lees in Openbaring 22 vers 10 tot 11. En hy het vir my gesê, moenie die woorde van die profesie van hierdie boek verseël nie, want die tyd is naby. Wie onreg doen, laat hom nog meer onreg doen. En wie vuil is, laat hom nog vuiler word. Laat die regverdige nog regverdiger word en laat die heilige nog heiliger word. In ander woorde, hoe nader ons aan die koms van die Here is, hoe meer moet kinders van God in heiligheid hierdie pad bewandel. Hoe meer moet daar 'n onderskeid wees tussen ons en die wêreld. Hoe meer die wêreld in die sonde verval, hoe meer moet kinders van God heilig leef. Ons moenie op in hierdie stroom saamgesleep word nie, maar ons moet definitief standpunt inneem. Lees Maleagi 3 vers 18. Dan sal julle weer die onderskeid sien tussen die regverdige en die goddelose, tussen die wat God dien en die wat hom nie dien nie. Dit gaan Jesus Christus se wederkoms, wanneer hy sy bruid gaan kom haal, sal dit vooraf gaan. Daar moet 'n definitiewe onderskeid wees. Ons kom hier volgens tot die gevolgtrekking dat daar eers 'n openbaring van die kinders van God sal wees, wat geken sal word aan 'n stryd en vervolging, omdat ons heilig lewe, omdat ons nie met die wêreld wil saamloop nie, gaan die vervolging meer word, gaan die stryd meer word vir kinders van God. Daarom sê 2 Timoteus 3 vers 12, en almal wat ook godvrugtig wil lewe in Christus Jesus, sal vervolg word. Hierdie openbaring van die kinders van God sal dan opgevolg word deur die rus wat die kind van God sal ingaan in die heerlikheid van Jesus sy bruid kom haal.
Kind van God, u en ek moet in God se genade deel uitmaak van die vervulling van hierdie profesie, dat hulle wat heilig is, heiliger sal word. Die wêreld daar buite is besig om daardie profesie in vervulling te laat gaan. Ek kan vir u sê, die wêreld is boos. Ek het in hierdie afgelope paar jaar het ek gruwels gehoor wat ek nog nooit gedink het moontlik is nie. Veral teenoor kindertjies. Die vreeslikste gruwels wat daar is. Dinge wat gebeur, ons sien net hoe die wêreld boos geword het. En ek wil vir u sê, ons as kinders van God, moet juis in hierdie tyd God se woord in vervulling laat gaan, deur heilig te wandel. Ons lewens moet anders lyk. Die wêreldlinge is besig om toenemend goddeloser te word. Want ons sien die toenemende bandeloosheid en wreedheid en gruwels van ons tyd. Die vraag is net, is daar die onderskeid duidelik in die tyd wat ons leef? Is ons duidelik onderskeibaar van hulle wat in die wêreld leef, hulle wat met hulle sondes besig is? God se woord lig vir ons aspekte uit, waarop ons as kinders van God moet let, sodat ons lewens hierdie onderskeid sal beklemtoon. Ons moet ons lewens in hierdie dag aan God se woord meet, om te bepaal of ons aan God se vereistes voldoen, om waarlik heilig te wandel, om waarlik uit te staan in 'n wêreld wat in boosheid vasgevang is, as kinders van God, dat die wêreld sal sê, al praat hulle neerhalend, al wys hulle met afskuw, al haat hulle ons, maar hulle sal sê, dit is die kinders van God. Ja, daar is 'n nuwe jaar wat voorlê. Christus wil sy bruid kom haal, wanneer ons weet ons nie, maar laat ons daar die duidelike onderskeid sal wees van wat die wêreld is. Hulle in hulle boosheid, maar ons wat meer en meer heilig word. 'n Heilige lewe sal jou onderskei van 'n lewe van die wêreldlinge. Dis wat God se woord vir ons sê. Die enigste wyse waarop die kind van God onderskei sal wees van die wêreld, in sondebande gebid, is 'n heilige, geesvervulde lewe. Want ons lees in 1 Tessalonisense 5 vers 23, en mag hy die God van vrede julle volkome heilig maak, en mag julle gees en siel en liggaam geheel en al onberispelik bewaar word by die wederkoms van ons Here Jesus Christus. Onberispelik bewaar. Kinders van God, wanneer Jesus sy bruid kom haal, dat ons gereed sal wees om met blymoedigheid tegemoet kan gaan. Aan die ander woorde, hierdie vers wys op 'n algehele onderwerping van die kind van God aan die wil van God, sodat ons 'n heilige wandel sal hê tot wanneer die wederkoms gaan plaasvind. Net so roep 1 Johannes 3 vers 2 en 3 ons op, want ons lees, geliefdes, nou is ons kinders van God, en dit is nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie, maar ons weet dat as hy verskyn, ons aan hom gelyk sal wees, omdat ons hom sal sien so wat hy is. En elkeen wat hierdie hoop op hom het, reinig homself so wat hy rein is. Dis in daardie afwagting. Jesus se koms is op hande, om gereed te wees, om met hom te ontmoet, heilig voor hom te kan wandel. Daar is talle ander verse wat in God se woord is, wat ons oproep tot 'n heilige lewenswandel. Ons kan hulle baie aanhaal, ek wil nog een aanhaal, volgens 1 Petrus 1 vers 15 en 16, waar ons lees, maar soos hy wat julle geroep het heilig is, moet julle in julle hele lewenswandel heilig word, omdat daar geskrywe is, wees heilig, want ek is heilig. Dis God se standaard vir sy kinders. Dis die standaard wat hy vir ons voorhou aan hierdie begin van hierdie nuwe jaar. Daar's 'n jaar wat voorlê, nie met nuwejaarsvoorneme nie, maar Here, om net meer en meer Christus gelykvormig te word, want ons sien die goddeloosheid van die wêreld en ons wil ons afskei van die sonde van die wêreld. Ons is nog in hierdie wêreld, maar ons is nie van die wêreld nie. Dit is slegs deur 'n heilige lewenswandel dat die kind van God se lewe duidelik onderskei sal word van die wêreldlinge gebind deur sondebande. Dis slegs deur 'n heilige lewenswandel van die kind van God dat die wêreldling gebind deur bande van sonde weer tot die besef van die heiligheid van God sal kom. Want ek wil vir u sê, daar is geen Godvrees in hierdie wêreld nie. As ons luister na mense se uitsprake, as ons sien hoe God se naam minagtend gebruik word, is daar geen Godvrees nie. En ek wil vir u sê dat ons as kinders van God moet heilig wandel, dat mense sal sien, maar daar is iets anders in ons lewens, wat nie in hulle lewens is nie.
Dit is slegs deur 'n heilige lewe dat die kind van God staande sal kan bly, om nie ook deur die toenemende geestelike verval meegesleer te word nie. God se woord waarsku vir ons, daar waar Jesus self aangekondig het die tekens van die tye, dan sê hy die liefde van die meeste sal verkoel. Kinders van God, pas op. Laat ons nie verkoel nie, laat ons nie ingesleep word by die wêreld nie, maar laat ons kan staande bly. Dit is slegs deur hierdie heilige lewenswandel van die kind van God, dat 'n soekende sondaar in sy gewete aangespreek sal word en sy verlorenheid voor God sal besef en daardeur in nood tot God sal roep, want daar word nog steeds siele gered en daar sal nog steeds siele gered word. Die goddeloosheid van die wêreld is daar, maar daar is mense wat soekend is en hulle soek antwoorde. Hulle is verward in hierdie tyd, want hulle soek 'n duidelike leiding, duidelike riglyn. Kinders van God wat heilig wandel, dat hulle kan sien maar daar is 'n onderskeid. Dis ongelukkig so dat die ongeheiligde lewens van kinders van God in die algemeen daarvoor verantwoordelik is dat die wêreld geen heiligheidsbegrip van God het nie. Daarom die toenemende lasterlike optrede en uitsprake, omdat mense God nie meer vrees nie. Een ek wat sê dit is goed en wel om te sê dat ons heilig voor God moet wandel. Maar wat moet ons verstaan onder heilige lewenswandel? Wat moet ons verstaan wanneer ons praat van 'n heilige lewenswandel? Ons moet na die praktiese uitvloeisels daarvan kyk. Maar ons moet besef wanneer dit oor heiligheid gaan, dan moet ons besef dit is God wat die werk doen. Dis nie ek wat myself kan opwek en dink ek kan heilig leef nie. Dit moet deur God gewerk word in my lewe. Daardie begeerte om by God te wees wat deur hom gewerk word. Want 'n heilige lewenswandel van 'n lewe, getuig van 'n lewe en leefwyse in stryd met die mens se ou natuur. Daardie ou natuur, dit moet my so walg dat ek sê Here, ek wil dit nie hê nie. En dis alleenlik deur God die Heilige Gees moontlik. Wat sal die praktiese uitvloeisel wees? 'n Heilige lewenswandel is onlosmaaklik verbind tot die liefde vir God en vir sy woord. Ek moet by God se woord begin. By God se woord dat ek hom kan leer ken wie hy is, dat ek hom kan lief hê. En dat ek 'n liefde vir sy woord ontwikkel, want daardeur word ek gereinig, daardeur kan ek heilig wandel, daardeur kan ek onderskeie wees van die wêreld, want ons lees in Johannes 14 vers 23, Jesus antwoord en sê vir hom, as iemand my liefhet, sal hy my woord bewaar, en my Vader sal hom lief hê en ons sal hom toe kom en by hom woning maak. As iemand my woord liefhet. God se woord moet lief, ons moet lief wees daarvoor. Ons lees in Johannes 15 vers 3, julle is alreeds rein deur die woord wat ek tot julle gespreek het. Geen mens kan aanspraak maak op hierdie heilige lewenswandel as hy nie 'n liefde vir God en sy woord het nie. Dit begin by God se woord. Om God se woord te lees, om daardie liefde en begrip te hê van wie die God is wat ons aanbid. God kan op verskeie maniere kan hy homself openbaar aan die mens, maar God het bepaal deur sy woord. Deur sy woord kan ek hom leer ken. Deur sy woord kan ek hom leer ken en dan kan ek hom lief kry. En kan ek meer en meer van God inneem. En weet jy wat vir my so opvallend is? As ek na God se woord kyk, baie mense verwag dat die Here moet met hulle praat. Here, kom praat met my. Die Here praat nie op 'n leë kop nie. God wil hê ek moet sy woord in my hart bære, dan sal die Heilige Gees dit in my hart kom verklaar, dan sal die Heilige Gees dit vir my oopbreek, en dan kan ek begin besef die God waarmee ek besig is, dan kan ek besef die heiligheid van God, want ons lees in 1 Korintiërs 2 vers 10, maar God het dit aan ons deur sy Gees geopenbaar, want die Gees ondersoek alle dinge, ook die dieptes van God. Daarom wanneer ek die Bybel lees, is die Heilige Gees getrou om te werk. Die Heilige Gees breek dit oop. Die Heilige Gees kom verklaar sy woord. Die Heilige Gees gee dat daar 'n liefde in my hart vir God en sy woord begin ontwikkel. Maar as ek nie God se woord lees nie, hoe kan ek verwag dat die Heilige Gees my moet kommunikeer? 'n Heilige lewenswandel sal dus noodwendig slegs die gevolg kan wees
as God se woord weer met liefde en met liefde vir God gelees word. Wanneer ek sê met 'n liefde vir God en 'n liefde vir sy woord, sluit dit 'n definitiewe wilsbesluit in, want Jakobus 1 vers 2 sê vir ons, en word daders van die woord, en nie net hoorders wat julle self bedrieg nie, maar net so af en toe te hoor nie, maar Here, ek het nou gelees, ek het gesien wat U vir my sê, ek wil dit doen, en dit te begin doen. As God se woord in ons harte is, ek het nou die dag die voorbeeld gebruik, dink ek aan daardie verhaal wat Dr. Willie Maree vertel het van die man wat hom sê, maar Domie, die woord is so baie, daar is soveel dinge, ek kan nie alles onthou nie. My gedagtes is soos 'n sif. Het hy gesê, oom, lees God se woord, want die woord is soos water wat deur daardie sif gegooi word. Die sif word skoon gemaak. Die sif kan nie water hou nie, maar die sif word skoon gemaak. Laat ons dan met daardie gesindheid, dat ek skoon sal wees voor hom. Maar ek sien verder, 'n heilige lewenswandel is onlosmaaklik verbind tot die navolging van God se wil vir ons lewens. Want die Here gee vir ons deur sy woord riglyne. Die Here kom praat met ons en hy sê vir ons hoe ons moet handel. En ek lees in 1 Petrus 4 vers 3 en 4. Want dit is genoeg dat ons die afgelope lewenstyd die wil van die heidene volbring het deur te wandel in ongebondenheid, begeerlikheid, dronkenskap, brassery, drinkpartye, ongeoorloofde afgoderye, presies wat gister gebeur het in die wêreld daar buite. Al hierdie dinge wat uitgelig word, dis wat die wêreld doen. En dan lees ons, daarom vind hulle dit vreemd, as julle nie saamloop in dieselfde uitgieting van losbandigheid nie, en hulle laster. Want daar kom 'n duidelike onderskeid. Hulle word in hulle gewetens aangespreek, as ons nie deel in hulle sonde nie. Snap ons die erns van hierdie woorde, die wêreld het geen begrip van die heiligheid van God nie. Daarom moet ons lewenswandel hom verheerlik, want ek lees in Titus 1 vers 15 en 16, alle dinge is rein vir die reines, vir die goddelose en die ongelowiges egter is niks rein nie, maar hulle verstand sowel as hulle gewete is besoedel. Hulle bely dat hulle God ken, maar hulle verloon hom deur die werke, omdat hulle gruwelik en ongehoorsaam is en ongeskik vir elke goeie werk. Die wêreld het geen begrip van God se heiligheid nie. Juis omdat kinders van God ons lewens nie altyd getuig van God se heiligheid nie. Daarom dat ons as kinders van God 'n verantwoordelikheid het, hoe nader ons aan die wederkoms, hoe meer en meer Christus gelykvormig moet ons wandel. Ons lees in Lukas 6 vers 46, wat noem julle my Here, Here, en doen nie wat ek sê nie? Daarom die Here sê vir my, lees my woord en begin gehoorsaam wees, volg dit na en die onderskeid sal duidelik word. Dit was Paulus se probleem met sy Romeine brief aan die Jode in Rome. Wat hy vir hulle geskryf het, hulle was so met die wet besig gewees en hulle kon nie die wet hou nie. En daarom sê hy in Romeine 2 vers 23 en 24, jy wat jou tot die wet op die wet beroem, onteer jy God deur die oortreding van die wet. Want soos geskrywe is, die naam van God word ons hele ontwil onder die heidene gelaster. Want die mense kyk na hulle hoor hulle woorde, maar hulle sien dit klop nie. En daarom moet ons lewens ooreenstemming met God se woord wees. Ons as kinders van God anders wil lyk as die wêreld, sal dit vereis dat ons optrede sal verskil van die wêreldse standaarde. Nou praat ek nie van 'n klomp moedsemoenies nie. Want dis die probleem. 'n Heilige lewenswandel is nie 'n geval van moedsemoenies nie. Daar was 'n godsman gewees en 'n vrou het eendag vir hom gesê, "Dominee, ek het geen tyd vir jou nie. Want jy sê ek mag nie teater toe gaan nie en ek mag nie dans nie." Toe sê ek het dit nog nooit gesê nie. Inteendeel, ek gaan na al daardie plekke wanneer ek wil. Die verskil is ek wil nie. Ek wil nie meer soontoe gaan nie. Want ek het God lief. En ek vaar in my eie lewe. Daar's dinge waarvoor ek geen aanvoeling meer het nie. Ek het geen aptyt meer daarvoor nie. Want God maak ons los van hierdie ou dinge. Die plekke wat ons besoek sal verskil van die wêreldse plekke van genietinge en plesiere. Die boeke en tydskrifte en die rolprente wat ons lees en kyk sal verskil van die wêreld. Ons optrede op die dag van die Here sal verskil van die wêreldlinge se optrede.
Die wêreld eer die dag van die Here nie meer nie, want dit is pret en sport wat op die voorgrond is. So kan ons uitbrei oor ons musieksmaak, ons uiterlike voorkoms. Wanneer God met ons werk, dan lyk ons anders. Wanneer ons God wil dien, wanneer die Heilige Gees besig is, wil ons anders lyk. Ons wil meer en meer Christus gelykvormig word. Daar moet 'n onderskeid tussen die wêreld wees en ons. Die vraag is net, gaan ons standaarde verskil van die wêreld in hierdie nuwe jaar? Let op God se woord wat hy as sy wil vir sy kinders beskryf, want ons lees in Efesiërs 2 vers 10. Want ons is sy maaksel geskape in Christus Jesus tot goeie werke wat God voorberei het sodat ons daarin kan wandel. Die skepping wag met reikhalsende verlange op die openbaarmaking van die kinders van God. Ja, reeds voor die wederkoms van Jesus Christus moet daar 'n duidelike onderskeid wees. Ons moet gereed wees om ons komende koning te ontmoet. Ons moet heilig wees omdat hy heilig is. Dat ons nie beskaamd voor hom sal staan nie. En dit sal maak dat ons sal anders lyk as die wêreld. Maar die gevolge wanneer kinders van God se lewens sal verskil van die wêreldling. Wat sal die gevolg wees wanneer ons lewens duidelik verskil van die wêreld? Siele sal weer tot bekering kom. Soekende siele, want daar's nog steeds in hierdie donker tyd soekende siele. Kyk ons na Paulus en Silas in die tronk volgens Handelinge 16. Weet ons dat hulle geslaan is, hulle het God se wil gedoen. Hoe hulle veroordeel is, hoe hulle in die gevangenis gesit is, hoe hulle geslaan is en blokke gesit is. Maar as sien ons daar middernag, die blymoedigheid van Christus in hulle harte, kon hulle lofliedere sing, kon hulle gebede opstuur tot die Here. Want ons lees in Handelinge 16 vers 25 en omtrent middernag het Paulus en Silas gebid en lofliedere tot eer van die Here gesing. En wat gebeur dan? God skud daar die gevangenis. Die boeie gaan los. 'n meneer tronkbewaarder wat wreed is, wat hulle wreed geslaan het, val voor 2 bandiete neer en hy sê, meneere, wat moet ek doen om gered te word? Dit sal die verskil wees. Mense in hulle nood, wanneer daar krisisse oor hulle lewens sal kom, sal hulle weet na wie toe hulle kan gaan. En ek kan vir julle sê, dit werk so in die lewe. Hulle het nie tyd vir kinders van God nie. Maar wanneer die krisis kom, hardloop hulle na die kinders van God. Jong, jy moet nou vir my bid. Ongelukkig is die ongeheiligde lewens van kinders van God. Het dit tot gevolg dat sondaars nie eers besef dat hulle gered moet word nie. Geen wonder dat daar so min ware bekerings in ons dag is. Ons lees in 2 Petrus 3 vers 9, waar dit praat oor die wederkoms van Jesus, want hy sê, die woord sê, die Here vertraag nie die belofte oor sy wederkoms. So sommige het vertraging ag nie, want ons weet die wêreld sê, ag man, hulle sê al lankal, dat die Here weer gaan kom en dit gaan nie gebeur nie. Ons het in hierdie afgelope jaar gehoor, toe mense ongelukkig datums probeer koppel het aan Jesus se koms, hoe daar gespot is daaroor. En dan lees hy daar, omdat sommige dit vertraging ag nie, maar hy is lankmoedig oor ons en wil nie hê dat sommige moet vergaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom. Ander woorde, die Here sê, ek wil hê siele moet gered word. Ek is haastig om julle te kom haal, maar as siele buite, die verantwoordelikheid is dat siele gered sal word. En dit gaan dat kinders van God se lewens heilig moet wees. Die wêreld sal God en daarom ook sy kinders eer. Eer in 'n ander sin. Ja, hulle vervloek ons en hulle belaster ons en al daardie dinge. Maar wat sê God se woord? Kom ons kyk na voorbeelde uit God se woord. Wat sal die gevolg wees as kinders van God se lewens weer duidelik verskil van die wêreld? Die wêreld sal God en daarom ook sy kinders eer. Want volgens Handelinge toe Ananias en Safira, wat daar die gelykvormige standaard die kerk wou inbring, wêreldgelykvormige standaard van leuns en bedrog, toe hulle die kerk wou inbring, toe sal hulle die weg geruim, want hulle het gesterf. Toe Petrus met hulle praat en die Heilige Gees vir hom oortuig het die leuns wat hulle is, en hulle sterf op daardie punt. Dan sien ons dat daar 'n gemeente tot stand gekom het. 'n Gemeente wat aan God die ereplek gegee het. En skielik sien ons dat nie elkeen wat wou deel geword het van daardie gemeente nie.
Skielik was daar 'n versigtigheid om deel te word van daardie gemeente. As my lewe nie reg is nie, hoe kan ek deel word van daardie gemeente? Want ek lees in Handelinge 5 vers 13 en daar was niemand van die ander wat dit gewaag het om hom by hulle te voeg nie, maar die volk het hulle baie geëer. Daardie gemeente, daar's heilige manne. Daar het dinge gebeur. Ananias en Safira het gesterf toe hulle met leuns op besig was. Ons kan nie sommer net daar inskakel nie. En ek wil vir u vra, hoeveel gemeentes en kerkgenootskappe het oneer op God se naam gebring, deurdat ongeredde mense baie maklik lidmate word van kerke. En op die ou end is dit die ongeredde lidmate wat die kerk dikteer in die rigting wat hy moet gaan. En op die ou end sien ons dat kerke akkommodeer hierdie ongereddes en God se naam word oneer aangedoen. Ware gereddes sal by die kerk bygevoeg word. Daar was baie wat hulle nie kans gesien het om nou skielik by daardie gemeente aan te sluit nie. Want hulle het geweet, daar kan ons nie sommer net aansluit nie. Maar ek wil vir julle sê, ware kinders van God sal begeer om daarby aan te sluit. Wat sal die gevolg wees? Ware gereddes word bygevoeg. Want ek lees in Handelinge 5 vers 14 en daar is meer en meer gelowiges in die Here bygevoeg. Menigtes van manne sowel as vroue. Toe daardie gemeente uitgestaan het as 'n heilige gemeente, toe het ware kinders van God by daardie gemeente aangesluit. Soekende siele wat getref is deur die openbaarmaking van die krag van God, deur kinders van God se lewens, het geweet waar die waarheid is. En siele wat waarlik tot bekering kom, sal weet waarom in te skakel. Wat ervaar 'n soekende siel as hy by hierdie gebou instap? Sien hulle die openbaring van die kinders van God, wie se lewens verskil van die wêreld? Of redeneer hulle dalk in hulle harte, hierdie kerk van Jesus lyk maar net soos die wêreld. Al verskil is die wêreld meer plesier. Dit gaan van ons afhang. Wat 'n gesindheid ons in hierdie gemeente gaan uitdra. Wat 'n gesindheid ons in ons kerkgenootskap gaan uitdra. Wat 'n gesindheid kinders van God in Suid-Afrika en wêreldwyd gaan oordra. Gaan die wêreld sê, man, hulle lyk maar net soos ons, of gaan hulle sê, hierdie is anders. Hulle gaan kwaad word en gaan vloek en hulle gaan ons vervolg. Maar ons moet anders wees. Die skepping wag met reikhalsende verlange op die openbaarmaking van die kinders van God. Maar dit sal vooraf gegaan word deur 'n definitiewe onderskeid van hulle wat vuil is en hulle wat heilig is. Jesus se koms is op hande. Jesus wil sy bruid kom haal, maar ons moet gereed wees om met hom te ontmoet. Daarom, kom ons gaan terug na God se woord. Kom ons gaan maak tyd met die woord van God. Kom ons gaan leer die God wat ons aanbid te ken, want die woord van God openbaar hom. Want hy is so groot, ons kan nooit hom in sy volheid ken nie. Maar kom ons maak moeite om hom meer en meer beter te ken en volgens sy woord te handel en gehoorsaam te wees, sodat siele gered kan word. Mag God genade gee, dat hierdie nuwe jaar nie 'n jaar van voorneme sal wees nie, maar werklik 'n jaar wat ons heilig sal wandel, sodat hy verheerlik sal word. Amen. Here, baie dankie vir hierdie woord wat afgelewer kon word. En Here, ons kan 'n standaard voorhou, maar dit kan partykeer woorde wees. En daarom wil ek vra, Here, begin by my, dat ek werklik bereid sal wees om voor U te buig. Werklik tyd sal maak met U woord. Werklik my sal afskei van dit wat vuil en lelik is, sodat U verheerlik kan word. Here, ek bid vir hierdie gemeente, ek bid vir ons kerkgenootskap, ek bid vir kinders van God reg oor die wêreld, dat ons in hierdie dae wat die boosheid toeneem, waarlik daardie onderskeid sal uitwys deur ons lewens, omdat ons onder beheer van die Heilige Gees is. Here, ons vra dit in die naam van Jesus Christus alleen. Amen. Ons gaan hierdie diens afsluit en wel met daar's 'n plek van soete rus wat 2 verse vir ons het.
mag die genade van Jesus Christus, die liefde van God die Vader, die gemeenskap van die Heilige Gees met u wees en bly. Amen.